Net nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het, verskyn hy aan 2 mense. Ons noem hulle die Emmausgangers, omdat hulle op pad was na Emmaus toe. Ek lees 'n paar verse uit Lukas 24 vanaf vers 23. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met naam Kleopas antwoord hom: "Die dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat hy nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie." En dan volg die verhaal verder, waar Jesus vra watter dinge. Hieruit Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 13 basis tot by die einde. Nou na aanleiding van hierdie gebeure en dat Jesus saamgeloop het, wil ek vanmôre 'n paar gedagtes deel. Die een is, terwyl jy loop, gaan die pad oop, maar jy moet loop. Ja, geliefdes, 2 mense was op pad, weg van Jerusalem af. Weg van hoop, weg van alles wat hulle gedink het sou gebeur. Hulle praat, maar dit was swaar gesprek geweest. Teleurstelling, verwarring, vrae sonder antwoorde. En dan gebeur daar iets merkwaardig. Jesus kom langs hulle stap, maar hulle herken hom nie. En is dit nie partykeer ook maar met ons storie so nie? God is nader as wat ons dink, maar ons oë is vasgevang in ons teleurstelling. Hulle sê, ons het gehoop. Daardie woorde dra soveel gewig. Nie ons glo nog nie, ons het gehoop. Miskien is daar iemand wat vandag luister, en dit is jou storie. Jy het gehoop vir genesing, vir 'n deurbraak, vir 'n antwoord. Maar nou, hoe voel dit as jy net aanstap, sonder rigting? Maar hier is die goeie nuus. Jesus sluit aan by mense wat padlands is. Nie net by mense wat alles reg het nie, maar by mense wat twyfel, wat vra, wat sukkel. Hy begin nie met wonderwerke nie, hy begin met 'n gesprek. Hy luister, hy loop saam, en dan stadig begin hy die skrif oopmaak. Hy wys vir hulle dat God se plan groter is as hulle teleurstelling. En let op, hulle situasie het nie verander nie, nie dadelik nie, maar hulle verstaan vir die situasie het begin verander. En dis dikwels hoe God werk. Hy verander eers jou perspektief, voordat hy jou omstandighede verander. Later sê hulle, was ons harte nie brandend in ons nie. Die pad het nie verander nie, maar hulle harte het. Miskien is jy vandag op so 'n pad, en dan is hierdie die waarheid. Jy stap nie alleen nie. Selfs as jy hom nie herken nie, hy is daar. En dalk is jou volgende stap nie om alles uit te sorteer nie, maar net om aan te hou stap, saam met hom. Kom ons bid. Here, wanneer ons nie verstaan nie, help ons om die teenwoordigheid te vertrou. Maak U ons oë oop om U raak te sien op die pad. Amen. En dan praat ons verder oor die Emmausgangers. Die tweede gedeelte wil ek sê, toe hulle hom herken, het hy die brood gebreek. Of hulle het hom herken terwyl hy die brood gebreek het. En luister hier, luisteraars. 2 reisigers kom by hulle bestemming. Die dag is amper verby, die lig is besig om te verdwyn. En hulle sê vir Jesus, bly by ons. Dis 'n eenvoudige uitnodiging, maar dit verander alles. Jesus dwing hom nooit in nie. Hy wag vir uitnodiging. Hoeveel keer loop hy met ons, saam met ons, maar ons nooi hom nie in nie. Hulle sit saam aan tafel, en dan gebeur dit. Hy neem die brood, hy dank, hy breek, hy gee. En skielik gaan hulle oë oop. Hulle herken hom. Dit is interessant. Nie op die pad nie, nie in die debat nie, maar by die tafel, by die breek van die brood. Met ander woorde, openbaring kom dikwels in intimiteit. Nie net in kennis nie,
maar in 'n verhouding. Baie mense soek God in groot oomblikke en dramatiese tekens, maar mis hom in die eenvoudige. 'n Gebed, 'n stukkie brood, 'n stil oomblik. Die Emmaus-ervaring leer ons, Jesus is nie net God van die buitengewone nie. Hy is ook God van die alledaagse. En dan, net hulle hom herken, verdwyn hy. Hoekom? Want nou weet hulle, hy is lewendig. Hy is nie beperk tot 'n plek nie. Hy is teenwoordig, selfs as jy hom nie sien nie. En onmiddellik staan hulle op en gaan terug. Hulle doen iets aan die situasie. Loop in dieselfde pad terug, maar nou met nuwe energie. En wat het verander? Nie die afstand nie, maar die openbaring. Miskien is jou lewe vol routine, dieselfde dinge elke dag. Maar dalk is God nader as wat jy dink in die gewone. Nooi hom in, selfs in jou klein oomblikke, want dit kan die plek wees waar jy oë oopgaan. Here, leer ons om die raak te sien in die gewone dinge van die lewe. Gee ons hart wat jy nooi om deel te wees van alles. Ons praat nou verder. Ons laaste gedeelte oor die Emmausgangers, van stadige harte na brandende getuies. Luister af, nadat hulle Jesus herken het, gebeur iets vinnig. Hulle staan op, gaan terug Jerusalem toe, onmiddellik. Let wel, dis dieselfde mense wat vroeër moedeloos weggestap het. Wat het verander? Nie die wêreld nie, maar hulle hart. Hulle sê ons harte was brandend. Daar is 'n groot verskil tussen geloof wat kopkennis is en 'n geloof wat lewe bring. Baie mense weet van God. Ja, daar's min wat regtig brandend is vir hom. Maar selfs al is jy brandend in jou liefde vir verhouding met die Here, en jy sien hom nie, jy hoor hom nie, dan is jy partykeer mismoedig en jy loop maar net aan. En die verskil lê nie in meer inligting nie, maar in 'n ontmoeting. Toe hulle Jesus ontmoet, het hulle nie nuwe feite bygekry nie. Hulle het 'n nuwe vuur gekry. En vuur kan nie stil bly nie. Dit versprei, dit dryf jou, dit laat jou opstaan, selfs wanneer dit ongerieflik is. Dit was aan, dit was gevaarlik, maar hulle kon nie wag nie. Hulle moes gaan vertel. Dit is die natuurlike uitvloei van 'n lewende ontmoeting met Jesus. Jy word 'n getuie. Nie omdat jy alles weet nie, maar omdat jy iets ervaar het. Miskien voel jy vandag geestelik koud, moeg, selfs afgestomp. Dan is jy antwoord nie skuldgevoel nie, maar weer ontmoeting. Kom terug na Jesus, nie as 'n idee nie, maar as 'n lewende Here. Want wanneer hy jou hart aanraak, begin dit weer brand. En dan verander alles. Jou woorde, jou prioriteite, jou moed. En skielik word jy iemand wat sê, ek kan nie stil bly nie. Die wêreld het nie meer argumente nodig nie. Dit het mense nodig met brandende harte. En mense wat opstaan en onmiddellik iets doen vir hom, sy koninkryk. Mense wat kan sê, ek het hom ontmoet. En daarom vra ons die Here, Here, steek weer die vuur in ons harte aan. Laat ons nie net weet van U nie, maar U werklik beleef. Gebruik ons as getuies in hierdie wêreld. Dis my gebed en my wens vir elkeen wat luister na Maluti FM, oor die land, oor die hele wêreld. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly tot in ewigheid. Amen.